Goeiemôre, baie welkom vir julle almal. Dis altyd lekker. Dis regtig 'n voorreg vir almal aanlyn. Baie welkom ook vir julle. Dit bly vir ons 'n voorreg vir die klomp daar in Smithfield en Petersburg wat ook inskakel. Dis vir ons 'n groot voorreg dat julle ook kan deel wees van wat hier gebeur. Mag ek vir ons bid? Ons maak vandag ons reeks klaar, groter, beter, dieper. En so kom ek bid vir ons en dan gaan ons in die woord van die Here ook induik. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u gees. Dankie vir u mense. En dankie dat ons in die naam van Jesus kan by mekaar kom. Wat 'n groot voorreg dat ons u woord kan bestudeer. En Vader, daar gebeur dinge waar u woord en agting vir u woord hoog op prys gestel word en waar u teenwoordigheid tasbaar is. Soos wat ons sal sien in die gedeelte wat ons vandag ook gaan bestudeer. En ek wil kom vra, Here, dat u deur die Gees, dat ons sal bewus raak van u teenwoordigheid, dat u diep in ons harte dinge vir ons sal oopbreek, dat u vir ons dinge sal wys wat ons moet doen, maar Vader, meer as dit, dat ons 'n sterk geloof sal hê om te doen dit wat u vra, sodat u doelwitte vir ons lewe, sodat u doelwitte vir kerk kan gebeur binne in hierdie jaar ook. En Here, so ek kom vra, kom bedien ons in hierdie tyd. Kom praat met ons. Kom wys vir ons dinge. En help ons dat ons sal keuses maak en dat dit nie net 'n kopding sal wees nie, maar dat dit 'n doen-ding sal wees in ons lewens. Seën ons, Here. Maak nie saak waar ons is en waar ons dalk inskakel nie. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. So ons kom aan die einde van 'n 4 weke reeks. As jy nie is by ons, so partykeer ons staan stil, dis hoekom ons reekse doen by 'n tema. En hierdie reeks was groter, beter, dieper. En ons het gekyk na hoe kan ons groter gebede bid en hoe kan ons groter drome droom vir hierdie jaar. Ons het gekyk na hoe ons beter gewoontes kan kweek, want dis baie keer wat keer dat ons hierdie groot drome kan berei. En laasweek het Willie met julle gepraat oor dieper verhoudings. En verhoudings speel uit in alle fasette van jou lewe. En vandag wil ek met jou gesels oor sterker geloof en wat dit beteken en hoe ons dit kan bou vir ons, maar ook vir hierdie jaar en dit wat die Here wil doen deur sy kerk ook. En jy kan blaai na Markus 2, ons gaan in Markus 2 wees vandag, as jy in jou eie Bybel wil volg, ons gaan in Markus 2 wees, en ek wil begin deur hierdie vraag te vra. Was jy al ooit in 'n desperate situasie? 'n Situasie waar jy net soos, as iets net kan gebeur, ek het 'n uitkoms nodig, as daar nie iets drasties verander nie, is daar moeilikheid. En veral, het dit al gebeur, dat dit is mense vir wie jy lief is dalk. Dalk is dit van jou kinders, wat in 'n desperate situasie is, of dalk is van jou familielede, of van jou vriende, en hulle is in 'n desperate situasie. Sal jy nie enigiets doen, om te help dan? Is daar nie in 'n sekere sin, en veral is dit dalk as jy ouer is en by jou kinders kom, is dit nie dat jy eintlik buite jouself sal gaan, om seker te maak, dat jy kan help in hierdie desperate situasie. En ek wil hê, as jy dink aan jou eie desperate situasie en die emosies wat jy beleef het en dit wat jy bereid was om te doen en dit wat jy bereid was om selfs nie te doen nie. Jy moet met daai gesindheid moet jy kom na hierdie gedeelte. Party van ons het groot geword in kerk, ons is al so lank en ons is al hoeveel keer hierdie storie gehoor en dan vervaag so half eintlik die gesindheid. Ons is so bekend met die einde. Maar ons moet met hierdie gesindheid kom van 'n desperaatheid, want dis hoe hierdie vriende na hierdie situasie toe gekom het. En wanneer hulle vir Jesus gesoek het. So net agtergrond, Jesus se bediening is besig om eintlik te groei. Sy naam word oralste bekend, alles wat hy doen. Mense hoor van al die wonderwerke wat hy doen. Hulle hoor van sy leringe en almal wil eers wees. As hulle hoor Jesus is daar, wil hulle gaan kyk en hulle wil iets sien en heel moontlik wil hulle 'n wonderwerk sien wat gebeur en iets van dit beleef van hierdie wat hulle gehoor het oor Jesus. Kapernaum is 'n dorpie wat eintlik half die basis was van waar Jesus gewerk het. En hy sou baie keer terug gaan soontoe en van daar af dan hy weer gegaan en dan bedien hy op plek en dan kom hy weer terug. En dis presies wat hier gebeur. Hy was eers gewees, bedien en dan kom hy terug na hierdie dorp in Kapernaum. En dis waar ons gaan induik in Markus 2 vanaf vers 1 en hier's wat gebeur. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis was. So hier is dit, het gehoor, is heel moontlik nie sy eie huis, is heel moontlik dalk Petrus se huis. En wat jy moet verstaan van die huise van hierdie tyd, dis klein huise gewees, plat dakke gehad, en hoe hulle dak opgesit is, daar was heel moontlik balke gewees, en dan het hulle dalk gras en strooi gesit, en selfs modder, en partykeer het hulle teels daarin gesit, en dan weer gras om water dig te maak. En as jy op die dak wou kom, was daar gewoonlik aan die buitekant trappe, wat jy kon opkom boontoe, of het was 'n leer waar jy kon opkom op buite, en baie keer het hulle op die dak as dit so warm is in die aande, dis waar hulle was. So dis die prentjie wat jy moet hê wanneer jy na hierdie kyk.
En dan, hier kry ons 'n prentjie, Markus beskryf vir ons die prentjie van wat hier aangaan toe dit bekend geword het, dat Jesus by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom met die gevolg dat daar nie meer plek was nie, selfs nie voor die deur nie. Nou julle in die eerste diens, julle beleef partykeer iets van hierdie. Vandag het die reën bietjie gehelp en Midmar het bietjie gehelp, maar daar's baie keer baie mense en jy weet nie waar gaan jy sit nie en jy weet nie waar jy gaan parkeer nie. En is baie mense en daar was eers meer plek hier binne nie, so daar's mense wat buite staan en hoop hulle hoor iets. En heel moontlik het al hierdie mense gedrom en gehoop dat hulle kan sien, dalk gaan Jesus weer 'n wonderwerk doen. Maar hier's waarmee Jesus besig was. Hy was besig om die woord aan hulle te verkondig. En hierdie woord, logon wat hier vertaal word, kan beteken die goeie nuus, die evangelie. En ek is oortuig, ek is vandag nog steeds oortuig, dat waar Jesus se teenwoordigheid is, en waar sy woord en sy goeie nuus, sy evangelie verkondig word, sal daar mense kom. Want hierdie wêreld is desperaat vir iets en iemand anders as wat hierdie wêreld gee. En dis presies wat hier gebeur, is dat Jesus is besig met die woord en ons 'n klomp mense waar is. Toe kom maar nog mense. Toe kom maar mense wat 'n verlamde gedra deur 4 van hulle na hom toe bring. En hier's wat jy moet weet, ons weet nie wie hierdie mense is nie. Ons het nie hulle name nie, maar vir duisende jare word daar al gepraat oor hierdie mense. En die enigste naam wat ons het van hierdie ou is, hy's 'n verlamde. En ek wil hê jy moet dink aan hierdie, is dat ons weet ook nie sy naam nie. God ken hulle name. Maar ons weet nie, en eendag in die ewigheid sal ons dalk weet wie hierdie ouens is, maar vir duisende jare word gepraat oor hierdie mense, net gewone mense, nie bekende mense nie. Maar hierdie ou, sy beskrywing was net, hy is die verlamde. En miskien sit jy vanoggend hier, en jy dra sekere name, as gevolg van jou omstandighede. En mense het dinge oor jou gesê, en mense sê dinge van jou, en jy sit dalk hier, en hulle ken nie noodwendig jou naam nie, maar hulle weet dalk iets van jou. En jy wonder wie weet wat van jou, en dis wat gebeur het, en jy het hierdie beskrywende name wat oor jou lewe uitgespreek is. Maar sien die desperaatheid, hierdie mense weet wat sy situasie, en hulle bring hom, hulle soek 'n rede, hulle het 'n rede, en hulle soek, hoe kan hulle hom na Jesus toe bring? Hulle weet dat daar kan iets gebeur. En ek wil hê met die desperaatheid en dit wat hulle beleef, kan jy dink die planne wat hulle moes maak, wie weet hoe ver hulle moes loop, wie weet hoe ver hulle moes dra. Wie weet hoe lank hulle hierdie ding beplan het. En Jesus was nooit daar gewees en nou is hy hier en miskien moet ons nou gaan. Wie weet hoe lank hy al verlam was en hoe lank hy in hierdie omstandighede leef. En wat ons leer uit die konteks van die Bybel, is dat baie keer wanneer mense 'n gestremdheid gehad het, is daar dinge wat hulle sê, en baie keer is dit soos, dis omdat jy gesondig het of jou ouers gesondig het. Dis jou eie skuld. Moenie gunsies van God verwag nie. En omdat hulle hom vanweë die skare nie tot by Jesus kon bring, en ek wil net hier vir 'n oomblik stop. Ek wil jy moet weet, dat een van die dinge wat my laat wakker lê, een van die dinge wat ek gereeld oordink, een van die dinge wat ons gereeld beplan, is die feit dat dit so vol is. Is die feit dat daar soveel karre is en soveel verkeer is. En dat dit maak dat sekere mense nie kan kom. Ons het 'n konsep wat ons begin praat het, wat ons sê, wie is jou een meer? Een meer, jou een meer, is iemand wat ver van Jesus is, maar naby aan jou. Hulle werk saam met jou, is familie van jou, dis vriende van jou, maar hulle is ver van Jesus af. Hulle is ver en hulle het geen geloof dalk nie, of hulle het die pad byster geraak, of hulle is net kerkloos. En die vraag is, wie is jou een meer? En as jy jou een meer wil kerk toe nooi, as net 100 van julle een meer kerk toe nooi, hier is nie plek vir hulle nie. En jy kan hom nie tot, en ek sê nie, hier is iets wat Jesus doen. En hier is 'n geleentheid wat kan nooi, so ons bedink dinge en ons wonder oor dinge en ons het gesprekke oor hoe skep ons nog plek? Hoe doen ons dinge sodat daar nog een meer na Jesus toe kan kom? Weet jy wie is die mense wat hou van 'n groeiende kerk? Dis die mense wat 'n een meer het. Dis mense wat 'n seun of 'n dogter het wat die pad byste geraak het en hulle bid dat hulle sal terugkom. Wat 'n vriend het wat kerkloos geraak het en bid dat hulle sal terugkom. Dis die mense wat hou van 'n groeiende kerk en hoop dat die kerk die dinge sal doen wat nodig is sodat hulle vriend kan gemaklik voel en kan relate wat gebeur en dalk net hulle hart oopmaak vir die goeie nuus van Jesus. Party van julle is ver weg, julle skakel aanlyn in. En ek wil jou aanmoedig, stuur vir ons 'n e-mail na kerk@kerk. Ons wil die geleentheid skep waar mense hulle hand opsteek en sê, luister, ons wil hê dat julle ons disipel, wil ons 'n plek skep vir dit.
En dis hoekom daar plekke by mekaar kom, daar's groepe mense wat by mekaar kom in Smithfield en Pietersburg, dis hoekom ons elke keer vir hulle hallo sê, want hulle het 'n plek geskep waartoe hulle mense kan bring. Ons het 'n groep in Kroonstad wat by mekaar kom, wat so half deel van ons gemeente is, en dan is daar mense wat nie noodwendig 'n kampus is nie, maar hulle is groepe wat by mekaar kom, daar's groepe in Kakamas, daar's groepe in Mosambiek wat by mekaar kom, daar's groepe in Vryburg wat by mekaar kom, daar's groepe in Hoopstad wat by mekaar kom, daar's groepe in Mosselbaai wat by mekaar kom. So stuur vir ons 'n mail van waar jy is, want miskien is daar in jou dorp, jy sit by die huis, maar miskien is daar ander mense en ons kan julle by mekaar bring. So stuur vir ons sê, ek is van Mosselbaai, ek skakel in. As jy in Kanada sit, dis groot, maar ons het 'n klomp mense in Kanada ook, daar kan ons julle by mekaar bring, maar stuur vir ons 'n mail. Want dan gebeur iets van die mense. En hier is hierdie mense wat hulle vriend wat in 'n desperate situasie is na Jesus toe wil bring, en daar is geen plek nie. Maar hulle het 'n geloof en 'n vasberading en hulle gaan doen wat nodig is om hierdie vriend by Jesus te kry. En so het hulle 'n deel van die dak bokant waar Jesus was opgelig, en nadat hulle dit oopgebreek het hulle die slaapmat waarop die verlamde, weer eens, dis sy naam, verlamde gelê het, laat afsak. Kan jy dink wat se moeite hulle moes deurgaan? Eers moet hulle hom daar by die trappe opkry. Eers bring hulle hom tot daar, dit was al moeite geweest, hulle heel moontlik al gesweet tot daar. Nou kom hulle daar, hulle kan nie net ingaan nie, nou moet hulle nog die trappe op. Dis nie genoeg nie, nou moet hulle deur hierdie dak breek. Hulle gaan deur daai moeite. Vir een vriend, wat in 'n desperate situasie. En dan Jesus se reaksie op dit. Toe Jesus hulle geloof sien. Is jou geloof in Jesus sigbaar? Of is dit net 'n konsep wat jy in jou kop het? Kan mense sien in hoe jy leef, in hoe jy praat, in hoe jy besigheid doen, in hoe jy jou getroude lewe hanteer, in hoe jy jou kinders grootmaak, dat jy volg vir Jesus? Kan mense jou geloof sien? Jesus kon hulle geloof sien, die vasberadenheid, die deurbreek. En hier's wat hy vir hulle sê. Hy sê vir die verlamde man, kind, jou sondes word vergewe. En ons lees dit en ons so bekend en ons sien nie wat hier gebeur nie. Eerstens, Jesus sê nie, waarmee is julle besig nie? As dit heel moontlik Petrus huis, ek kan dink hoe Petrus dalk al rondgehardloop. Maar Jesus sê nie, waarmee is julle besig nie? Hy ontmoet hulle waar hulle geloof is. En kan jy dink, die ouens wat heel moontlik eerste daar was, sit hierso, en heel moontlik val daar 'n klomp gemors op hulle, daar val stof en gras op hulle. Hulle het die voorste sitplekke gehad, hulle het 'n plek gehad om te hoor wat Jesus leer, hulle kon notas vat, en Jesus is nie eers so, sorry vir julle nie. Jesus is soos, vat dit, maak dit ongemaklik vir julle, vir een meer. Moenie dit mis nie. Baie keer kan ons as kerkmense so gemaklik word, dat ons mis wat is nodig om te doen, sodat ons een meer kan bereik. En dan sê Jesus vir hom, kind, kan jy dink wat met sy hart gebeur? Hier kind beteken letterlik, kan jy vertaal ook as seun, want hy was 'n man. Die God van die heelal, wie weet hoeveel name hy genoem is? En God noem hom kind. Ek wil jy moet weet, dat net God kan jou definieer wie jy is. Jou foute definieer nie jou wie jy is nie. Jou egskeiding definieer jou nie wie jy is nie. Jou aborsie definieer jou nie wie jy is nie. Jou sukses definieer jou nie wie jy is nie. Jou verlede definieer jou nie wie jy is nie. Net God kan jou definieer wie jy is. En hy noem hom seun, kind. Kan jy dink wat in sy hart moes gebeur het na al die name wat hom genoem is? Die God van die heelal sien hom raak. En dan sê hy, jou sondes word vergewe. En ek dink baie van hierdie vriende was soos, dis nie hoekom ons hom gebring het nie. Dit kan ons op 'n ander plek doen. Ons hom gebring vir sy bene. Dis die eintlike issue wat ons hier wil hanteer. Dis eintlik waaroor dit gaan. Sommige van die skrifkenners, en hulle was heel moontlik heel voor gewees, hulle was heel moontlik daar in notas geneem, en alhoewel hulle daar is om net te kyk wat is verkeerd met wat hier so is. En hulle was heel moontlik, en ek wil vir jou sê, as jy ongemaklik is met goeders wat omvergegooi word en verander word, sou jy ongemaklik gewees het met Jesus se Bybelstudie. Maar hierdie skrifkenners het daar gesê, en hulle hier's wat hulle in hulle harte redeneer. Wie is hy dat hy so praat? Hy laster. Wie is in staat om sondes te vergewe behalwe net een, en dit is God. En weet jy wat is dit? Wat hulle sê is heeltemal reg. Dit is die waarheid. Dis net God wat sondes kan vergewe. En hulle was oortuig dat hy is nie eintlik die seun van God nie. En daarom wat hulle geredeneer is eintlik reg. Inteendeel in hulle teologie, die Messias selfs wat net 'n militêre leier sou wees, het nie eers die mag gehad om sondes te vergewe, net God
alleen. En Jesus sê net vir hom, jou sondes is vergewe. Nou hier is die ding, die rede hoekom Jesus kon sê jou sondes is vergewe, die enigste ding wat het moontlik maak dat hy kan vergewe, indien die sondes teenoor hom was. En alle sondes is eintlik teenoor God. So verbeel jou, ek weet julle doen dit nie, maar miskien op pad kerk toe, het jy en jou vrou het julle beklei, hiernatoe. Ek weet julle doen dit nie, dis dalk die tweede diens, maar nie die eerste diens nie. Maar jy het dalk jou moontlik beklei, op pad hiernatoe. En die hele plaas julle so, en dan as julle hier aankom, hou julle hande vas, en dan sal hom vra, hoe gaan dit? Nee, geseënd, die Here is goed, en dan sing ons hierdie liedere wat ons gesing het, en dan is jy soos half, jy is skynheilig, jy kan nie dit sing nie, soos jy ook, maar jy sit hierdie gesig op. En imagine, ek kom na jou toe, en ek sê voor die, ek weet julle het gefight, niemand weet nie, maar ek wil net sê, ek vergewe julle. Jy sou so wees, wie dink jy is jy? Dit het niks met jou te doen nie, dis tussen ons twee. En dis wat Jesus hier doen. Want alle sondes is eintlik teenoor hom. En hier is wat aangehaal, soos, wie kan dit, waarmee is hierdie ou besig, dink hierdie ouens? Jesus het onmiddellik in sy gees geweet, dat hulle so by hulle self redeneer. En hier is wat hy vir hulle sê, waarom het julle bedenkinge in julle hart hieroor? En moenie die kontras mis nie. Jesus sien hierdie ouens, sy geloof, wat deur die dak breek, en sy geloof lei tot iets, en hy sien hierdie ouens se twyfel. Dit wat hier binne aangaan, gaan uitkom in jou lewe. Jou oortuigings gaan uitkom in hierdie lewe. As jou oortuigings oor Jesus gaan uitkom. Dit gaan uitkom in jou prioriteite, dit gaan uitkom in jou beplanning, dit gaan uitkom in hoe jou dagboek lyk, dit gaan uitkom in hoe jou finansies bestuur, hoe jou besigheid doen. Dit gaan uitkom. Geloof wys. My vraag is, wat wys jou dade, wat is jou geloof op hierdie stadium? En duidelik het hulle bedenkinge gehad. En dan sê Jesus, wat is makliker? Om vir verlamde te sê, jou sondes word vergewe, of om net te sê, staan op, tel jou slaapmat op en loop. Nou, vanuit 'n menslike perspektief is soos, albei is onmoontlik. Dit is nou maklik om dit te sê, maar dit is onmoontlik. En vanuit God se perspektief is dit soos, dis albei is maklik. Ek is die skepper van julle, om vir bene te sê, loop is eenvoudig. Dit is maklik om te sê, jou sondes is vergewe. Dit was egter moeilik om dit in werking te kry. Dit het gekos dat die Seun van God mens moes word en 'n lewe kon leef en verwerp kon word deur die leiers, aan 'n kruis vasgeslaan word, gesterf het, opgestaan is uit die dood, sodat ons sondes vergewe kan word. Dit is maklik om dit te sê. Dit het sy lewe gekos om dit in bewerking te bring. En dan sê hy, sodat julle kan weet. Ek wil julle moet weet. Ek wil julle moet twyfel nie. Ek wil julle moet vas weet in julle harte, sodat julle kan weet dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Sê hy toe vir die verlamde, ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis toe. Hy het toe opgestaan, sy slaapmat dadelik opgetel en voor almal uitgeloop, sodat almal verbaas was en God geprys en gesê het, so iets het ons nog nooit gesien nie. Mens kan ook vra, hoekom is hy sy slaapmat saamvat? Dalk is dit oor die plek, maar partykeer is die ding wat eintlik ons gekelder het, baie keer die ding wat Jesus gebruik om 'n bediening te skep aan die kant. En wie weet hoeveel keer in sy huis het hy na daai slaapmat verwys en die storie vertel van, ek was 'n verlamde, ek is sleg gesê, maar die Seun van God het my sy kind genoem. En ek kan getuig oor wat hier gebeur het. En partykeer word jou grootste seer en jou grootste fout word die ding wat jy kan terugwys na die genade van God. En wat jy kan getuig oor, dis waar ek was. Maar hier's wat God nou doen. En ons staan in verwondering van wat hier gebeur. Ons is hier. Almal het 'n sitplek. En die vraag is, wat is dit wat ek en jy gaan moet doen, dat ons geloof en ons oortuigings van wat Jesus gekom het om te doen, en Jesus se hart vir mense, en Jesus se missie vir die wêreld, wat is dit wat ons gaan moet doen, sodat nog een meer na Jesus toe kan kom, sodat ons geloof wys, dat ons is oortuig dit wat Jesus sê, dat ons is oortuig dat dit wat Jesus sê is belangrik, wat is dit wat ons gaan moet doen? En net soos wat daar 4 hoeke was wat hulle hierdie slaapmat aangedra het en 4 vriende wat gedra het, dink ek daar's dalk 4 dinge wat ek vir jou wil sê, is wat jy en ek dalk moet konstant doen. Dis nie net goed wat ons moet weet nie, dis goed wat ons moet doen, sodat ons kan die kapasiteit skep, sodat een meer
vir Jesus kan ontmoet. Die eerste een is, deel Jesus met mense. Deel jou geloof. Deel dit met mense. Daar's mense wat saam met jou werk, daar's mense wat saam met jou leef, daar's mense wat jou vriende is, wat nie vir Jesus ken nie. En ek en jy het nodig om ons geloof te deel. Petrus sê ons moet altyd gereed wees om 'n antwoord te gee, oor wat in ons hart aangaan. Hier's wat Jesus gesê het in Handelinge 1, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hier is die uiterlike werking van dat julle het hierdie krag ontvang. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat binne in julle is, hier sou dit gaan uitspeel in julle lewe. Hier sou dit buite gaan lyk, sodat mense kan sien, julle het die krag ontvang. Hier's wat gaan gebeur, en julle sal my getuies wees. Dis die primêre ding wat wys dat ons het die krag van God, is dat ons is getuies, in Jerusalem, sowel as in hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dis oralste. En dis 'n en. Hy sê, luister, hier's bewyse dat jy die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees is dat jy se getuie oor jou geloof en jy vertel van Jesus en jy vertel van wie hy is. Psalm 96 sê, verkondig elke dag sy reddingsdade. Elke dag. Jy is op die uitkyk elke dag, waar is 'n geleentheid om te getuig? Waar is 'n geleentheid om Jesus op die tafel te sit? Waar is dit wat ek kan sê, wat aangaan en hoekom my lewe is wat dit is? En daar's verskillende maniere hoe jy dit kan doen. Soms het jy die geleentheid om die evangelie te deel. En jy kan vir ouens sê, hier's wat gebeur het, jy's ver van die Here, hier's wat sonde is, hier's jy bekeer, en jy dalk die geleentheid en iemand kom tot bekering. Soms moet jy net jou storie deel. Jy moet net 'n getuie wees. Hier's wat God gedoen het vir my. Dis waar ek was, dis waarmee ek gesukkel het, hier's hoe ek Jesus ontmoet het, hier's wat aangaan. En jy sal sien op jou raamwerk is daar 'n QR-code, gaan scan daai QR-code, daar's 'n paar video's wat ek opgeneem het, en daar's 'n studie wat jy kan aflaai, wat jou kan help om jou getuie te vorm, en hoe om gesprek in 'n rigting van geestelike dinge te sien. Dis 'n lang studie, ek moedig jou aan om dit te doen, want Petrus sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee, en ek het gevind, die meeste mense maak nooit gereed nie. Soos jy nooit gereed maak nie, kan jy nooit gereed wees nie. En hierdie is 'n hulpmiddel vir jou, sodat jy gereed kan word om jou getuienis te deel wanneer daar die geleentheid is. Om 'n gesprek in 'n geestelike rigting te stuur, sodat jy Jesus op die tafel kan sit. So soms moet jy net jou storie deel. Soms moet jy net 'n uitnodiging deel. Kom saam met my kerk toe. En hier is wat nie 'n uitnodiging is nie. Dit sal goed wees as jy eendag saam met my dalk kerk toe kan gaan. 'n Uitnodiging is, Sondag 8:30 is ons diens, ek sê jou kom al, en ek sal vir jou 'n koffie koop na uit. Dis 'n baie spesifieke uitnodiging. Hier's wat gaan gebeur, jy gaan heel moontlik môre werk toe gaan, en die mense wat saam met jou gaan werk, gaan vra, wat jy die naweek gedoen, of jy gaan vir hulle vra, en hulle gaan sê, dis wat ons gedoen, en dit gedoen, en dan gaan hulle vir jou vra, wat het jy die naweek gedoen? En weet jy wat is 'n great ding om te sê? Ek het kerk toe gegaan. Hoe lyk dit? Wil jy nie volgende Sondag saam met my kerk toe gaan? Ons moet vroeg gaan, dis 'n bietjie besig daar, maar ek nooi jou uit. Is 'n uitnodiging. Nooi iemand. Soms deel net 'n las. Waarvoor kan ek vir jou bid? Sodra mense 'n lewensverandering ervaar, of hulle trou, of hulle skei, of hulle trek, of hulle is nie in die dorp, is daar geleentheid vir 'n uitnodiging, en om te vra, waarvoor kan ek vir jou bid? En dalk is daar iemand wat saam met jou werk, en hulle wil, soos nee, daar's niks wat jy vir my kan bid nie. Maar die dag wanneer die pop op die fan tref, en wanneer hulle deur 'n moeilike situasie gaan, weet hulle na wie toe om te gaan. Sê, hoor, kan jy vir my bid nou? En jy het die geleentheid om Jesus op die tafel te sit. En soms moet jy net nog 'n koppie koffie doen. Die doel is nie dat mense projek is nie. Die doel is dat jy verhouding met hulle bou. En soms is dit nog is hulle nie regtig voor nie, en jy hou net aan verhouding bou. En jy's goed vir hulle, en jy dien hulle. Dis 'n manier hoe jy dit kan doen. Dis hoe jy Jesus kan deel met mense. Die tweede ding, die tweede hoek van hierdie mat wat ons moet dra, is dien mense met Jesus. Dien met jou gawes en jou talente en met jou persoonlikheid, soos wat God jou gevorm het. In Efesiërs 4:11 staan, en dit is die gawes wat God gegee het, en dan praat hy van leiersposisies en mense in 'n sekere sin wat werk by die kerk, as ek dit so kan sê, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. En dan sê hy, sy doel hiermee was om die gelowiges, party vertaling sê om die heiliges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So baie mense sê, ja Pieter, jy's voltyds in bediening. En hier's wat ek sê, in 'n sekere sin is jy voltyds in bediening en ek is uit bediening uit, en my job is om jou toe te rus vir jou diens. Dis wat hierdie vers sê. Ek moet jou toerus sodat jy kan dien. En God het vir jou as 'n gelowige gawes gegee, en hy het vir jou talente gegee, en jy het 'n sekere persoonlikheid wat jy het, en jy het sekere passies, en ons almal is deur sekere ervarings, en God gebruik al daai dinge vir jou om ergens te dien.
As ons meer plek wil skep, as ons nog geleenthede wil skep vir mense om Jesus te ontmoet, het ons nog meer mense nodig wat dien ergens. Volgende week daar agter in daai hoek daar agter, dis hoekom ons dit verander het, gaan daar allerlei kaartjies wees waar jy kan dien en waar jy kan betrokke raak. En ek wil jou aanmoedig om ergens te begin bedien. Vir die hoeveelheid mense wat hier kom, het ons ten minste eintlik nog 400 mense nodig om te dien. Dat is seker goed wat ons nie kan doen nie, want ons het nie mense nie, maar dit is dalk jou passie, en dit is dalk jou gawe, en dit is dalk jou talente. En begin dien ergens. In die proses skep jy plek dat mense vir Jesus kan ontmoet. 1 Petrus sê dit so, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, met elkeen na mate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. Dis wat ons moet doen. Dan nommer 3, verwyder voortdurend struikelblokke. Ek en jy moet doen wat nodig is om struikelblokke weg te vat, sodat mense maklik na Jesus toe kan kom. In Handelinge 15 as jy daar gaan lees. Die kerk is besig om te groei, die kerk is besig om te gaan na allerlei ander gelowe, dis nie eens meer net Jode nie, en dan lees jy partykeer net, dis party mense het vertel, ons weet nog steeds wie hulle name is nie, maar mense kom tot bekering wat nie Jode was nie, en dan het hulle hierdie kerkvergadering, wat gebeur? En baie keer is kerkvergaderings net om te bevestig wat God reeds gedoen het, en al hierdie kerkvergadering om te sê, luister, hierdie ouens moet eintlik voldoen aan al hierdie wette wat ons moet voldoen, en eintlik moet al hierdie ouens nog besny word. Met ander woorde, hulle moet eintlik eers Jode word voordat hulle kan Christene word. Al wat ons vra is gewoon net ontdek by. Daar's niks van besnydenis en wette en eetgoeders nie. En dan sê die leiers van die kerk die volgende. Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Verwyder konstant die struikelblokke wat keer dat mense by Jesus kan uitkom. Soms hoe jy struikelblokke verwyder is deurdat jy 'n omgewing skep waar mense versorg kan word en waar mense bedien kan word. En ons primêre plek vir dit is klein groepe en waar mense hulle maskers kan afhaal en kan sê, hier's wat aangaan in my lewe. Hierdie verlamde ou het 4 vriende gehad. Het jy 4 vriende wie se name jy nou kan neerskryf? Wat jou kan dra wanneer jy geestelik, finansiëel en emosioneel verlam is en nou na Jesus toe kan vat. Het jy sulke mense in jou lewe? Indien jy nie het nie, doen jy die Christenlewe verkeerd. Ek en jy het sulke mense nodig. Die Bybel sê ons moet ons sondes teenoor mekaar bely. Wanneer laas het jy voor iemand, en kom ek sê ons getroude mans is die ergste. Ons het net pelle. Golfpelle, pokerpelle, visvangpelle. Maar wanneer laas het jy 'n broer wie sê luister, hier's wat aangaan in my lewe en jy bely 'n sonde voor hom en jy draai weg van daai sonde af en sê bid vir my oor hierdie ding. Mense wat wanneer hulle vra waarvoor jy kan bid, soos nee, is dalk so om te bid. Wat weet wat aangaan in jou struikels en dinge wat aangaan in jou lewe. Het jy sulke mense? Dalk die ander vraag is jy so 'n vriend vir iemand? Want die Bybel sê ons moet dit doen. Ons moet mense versorg. Ons moet 'n omgewing skep waar hulle die maskers kan afhaal en sê hier's wat aangaan in my lewe. Dis hoekom ons oor en oor hamer op klein groepe. En sommiges van ons moet die klein groep leier wees. Handelinge sê soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg. En soms is dit hoe ons struikelblokke wegryp, sodat mense kan behoort en kan deel wees. Daar's geen manier dat ek almal kan ken nie. Daar's geen manier dat jy almal in hierdie gemeente kan ken nie. Maar ons kan almal geken word wanneer ons in klein groepe is. Soms is die struikelblok wat keer dat mense by Jesus kom, jy en ek. Ons sê een ding en ons leef op 'n ander manier. En ons het nodig om weg te draai van ons sonde en te leef in gehoorsaamheid aan God. Paulus skryf vir Timoteus, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Doen wat nodig is sodat jou lewe kan bly verander. En ja, dis God wat ons verander. En dit bring my by die 4de punt. En sonder hierdie een beteken al die ander niks. Vertrou God vir verandering in mense. Dis God wat lewens verander. Jy kan nie mense se lewens verander. Jy kan jouself verander. Dis God wat deur sy gees dit kom doen. 2 Korintiërs sê, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit doen die Here wat die Gees is. En ouens, dis hoekom ek jou wil aanmoedig. Bly bid vir wat die Here hier doen. Sonder sy hand op ons gemeente beteken dit wat ons doen niks nie. As God nie in dit is nie, sal lewens nie verander nie. Sal mense nie tot bekering kom nie, want dis hy alleen wat in iemand se lewe kan indruk en 'n kliphart kan uithaal en hulle hart van vlees kan gee en die Gees van God in hulle kan sit en hulle 'n lewende wese maak in vir die ewigheid en hulle kind van God kan maak, is net hy alleen. Hierdie kerk is Jesus se en dit moet gaan oor hom.
Agter op jou raamwerk het ek weer hierdie driehoek vir jou gee. Sien nie, hierdie is eintlik wat ek vir jou kan sê, dis wie ons as gemeente is en wat jou pad is. Ons bestaan om God te ken en hom bekend te maak terwyl ons mekaar liefhet. En die manier hoe jy hom bekend maak is deur te deel Jesus met mense en dien mense met Jesus wat ek nou genoem het. Die manier hoe jy mense liefhet is om hulle te versorg en 'n plek te skep. En wat jy vertel en waar jy gelykvormig word, waar jy verander. Dit is nodig dat ons doen wat nodig is. Hier's wat Jesus sê die aand voor sy kruisiging. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. En dan sê hy, ek noem julle nie meer slawe, ek noem julle vriende. Sien, Jesus het gekom, nie sodat ek en jy meer reëls kan nakom nie. Hy kom en sê, ek wil 'n vriend wees. God kom en sê, ek wil jou vader wees. Hier's wat ek wil kom doen. Wat ek en jy moet besef, is dat Jesus deur die dak gebreek het van die aarde. En die skepper van die heelal, God almagtig, breek deur en doen wat nodig is. En Jesus Christus kry vleis. En hy word 'n mens. En hy kom leef hierdie lewe wat ek en jy leef. En hy word versoek net soos ek en jy versoek word. En hy word blootgestel aan dit wat ek en jy, en hy word moeg, en hy word honger. En hy beleef dit wat ons hier moet beleef, maar nooit sondig hy nie. En hy hou sy oë op dit waarom hy gekom het, om te kom, om te soek en te red die wat verlore is, om te kom, om te dien hierdie mense. En hy leef hierdie perfekte lewe. En dan asof dit nie genoeg is nie, word hy gevang, en hy word gemartel, en hy word tot dood veroordeel. En die mense wat hy skep, en die speekselkliere wat hy in hulle ingebou het vir funksie, gebruik hulle om op die skepper te spoeg. En die tong wat hulle het, vloek hulle om en skel hom en sê hom sleg. En hy word aan 'n kruis vasgeslaan. En hy beleef die pyn van 'n fisiese liggaam. En die bloed loop. En weet jy waaraan dink hy? Aan jou. En aan my. En aan een meer. Want hy het gesê as een tot bekering kom, is daar vreugde in die hemel. En hy hang aan 'n kruis, sy arm so wyd om te sê, dis hoe lief ek julle het. Jesus het gedoen wat nodig is vir een meer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Johannes sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Sy wat dit gedoen het. 1 Johannes 3 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. Is dit jy? Is dit die getuienis van jou lewe? Het jy hom aangeneem? Miskien is jy hier en jy is nie 'n Christen. Ek wil jy moet weet, dis hoekom ons hierdie kerk bou. Sodat jy van Jesus kan hoor. Sodat jy die geleentheid kan kry om te kies. Sodat jy hom kan begin volg. Want hy is die lewe. En hy is groter as hierdie lewe. En hy wil definieer wie jy moet wees. Hierdie wêreld kan dit nie vir jou gee nie en jy sal dit bly soek. Maar dit is in hom. En miskien is jy hier vandag en jy het nodig om 'n keuse te maak en hy gaan vir jou die geleentheid gee vir 'n keuse. Maar dan is daar ander van ons wat hier is. En ons ken hom reeds. En ek wil jou voor 'n keuse stel. Gaan jy kies om te doen wat nodig is? Vir een meer, gaan jou geloof sigbaar word in hierdie jaar? Miskien moet jy jou geloof begin deel. Miskien moet jy begin dien. Miskien moet jy die struikelblok in jou eie lewe verwyder en Jesus volg. Wat is dit wat jy moet doen? Sodat jou geloof rigbaar word, sigbaar word. Nie net vir mense nie, vir die God in die heelal. Sodat hy iets kan doen. So hier is my uitdaging vir jou. En dit is dalk anders as wat ons gewoonlik doen. As jy 'n keuse moet neem in een van hierdie dinge, dan wil ek jy moet staan. Ons gaan jy na nagmaal gebruik. Nagmaal is vir gelowiges. En as jy 'n gelowige wil word en jy soos ek moet Jesus aanneem, dan wil ek jy moet staan. As jy wil begin dien ergens,
En jy sê soos ek gaan hierdie doen want Jesus vra dit vir my, dan wil ek hê jy moet staan. Ek weet nie hoe ek dit gaan uitfigure met my program en al die goeders wat moet gebeur nie, maar ek volg Jesus, ek glo sy manier is beter. As jy ergens jou geloof moet begin deel, vir daai een meer, of ergens moet jy begin ernstig bid vir daai een meer, jy het ophou bid vir daai persoon wat nie die Here ken nie, en jy besef is net God wat lewens kan verander, om te begin bid net. As jy daai commitment wil maak, wil ek jy moet staan. En dan gaan ek vir jou bid, maak nie saak wat ek commitment nie, die Here weet, en dan gaan ons bid. En ons gaan ons geloof tentoonstel. Soos jy is, wil ek jou uitnooi om te staan. En iets wat jy moet weet, daar is 'n koste om Jesus te volg. Dit gaan iets vat. Maar hy is groter as hierdie lewe. Hy is die moeite werd. Hy het gedoen wat nodig is vir jou. So kom ons bid saam. Vader, U weet wat elkeen se keuse is. U weet wat elkeen in hierdie feit dat hy staan sê. Dit wat hulle wil commit. En Here, ons weet dat ons krag is nie genoeg om dit te doen nie. So ons bid vir U genade op genade, om ons in staat te stel om te doen dit wat U van ons vra. Eerstens kom bid ek vir die ouens wat sê ek kies vir Jesus, ek wil hom begin volg. En as dit jy is, iets wat jy moet weet, jy moet jou sonde erken. Jy moet glo dat Jesus is die Here en hy het opgestaan uit die dood, en jy moet hom erken as Here van jou lewe. As jy is, wil ek even net saam met hierdie bid en sê, Here, ek erken, ek is 'n sondaar. Ek kom bely my sondes voor U. En ek draai weg van my sondes. Ek kom vra vergewe my. Kom maak my nuut. Kom maak my U kind. Ek kom bely met my mond dat U is Here van my lewe. U is die baas van my lewe. U is in beheer van my lewe. En ek glo in my hart dat U het opgestaan uit die dood. Ek bid vir die res, Here, wat besluit om iets te doen, dat U vir hulle die genade sal gee, om te doen dit wat U vir hulle vra om te doen. Help hulle, Here, hou hulle oë gefestig op U, die begin en die volleinde van ons geloof. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.